So God kom sê vir die gemeente, ek gee vir julle 'n kroon van lewe, hou vas. Hou vas met jou hele wese. En dan kom in vers 12 en 13 die laaste aanmoedigende instruksie. Noem dit die beloning. Noem dit die ultimate reward. Noem dit die hoop wat in die toekoms vir ons wag. Hy sê elkeen wat die oorwinning behaal, by the way, 1 Johannes 5 vers 5 sê, die wat die wêreld oorwin het, wat die wêreld klaargemaak het mee, hulle is die ware kinders van God. Dis ons. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die naam van my God skrywe, die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van God afkom uit die hemel, en ek sal my eie nuwe naam op hom skrywe. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Hierdie ouens hoor, jy is 'n pilaar in die nuwe Jerusalem. Jy is 'n pilaar in die koninkryk. Julle wat weet aardbewings gebeur. Julle wat weet hoe nodig pilare is om 'n struktuur op te hou. Julle wat dit eerstehands ervaar het dat 'n gebou mekaar kan tuimel as 'n pilaar nie stewig staan nie. Julle word die pilaar. Julle word die stabiliteit. Julle word in die ewigheid in, die permanensie van lewe. Wat 'n wonderlike hoop is dit. En dan saam met dit, kry jy die naam van God, wat opgeskryf word op hierdie pilaar. Jy behoort nie aan jouself nie, jy behoort aan God. Sy naam is aan jou toegeken. Vader, Seun, Heilige Gees. Dit het gebeur vanoggend. Dit gebeur met ons eendag in die hemel. Ons kry God se naam. Ons kry die naam van die nuwe Jerusalem. Wat beteken dit? Dit beteken ons word burgers van die nuwe Jerusalem. Ons kry eienaarskap. Ons kry kaart en transport van hierdie stad. Dis nie iemand andersin wat ek huur nie. Dis nie iemand andersin wat ek probeer koop nie. Dis myne. Want God gee dit vir my. Die naam van die stad is op my pilaar geskryf. En dan die mooiste van alles, die nuwe naam van Jesus. Die nuwe naam van Jesus. Gaan Jesus 'n nuwe naam kry? Ja. 'n naam wat nog nie geopenbaar is nie. 'n naam wat ons nou nog nie met ons menslike oë kan sien nie. 'n naam wat net God ken. Die volle glorie van God gaan geopenbaar word. Die volle heerlikheid van Jesus